Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Baie hartlik welkom liewe vriende vanmôre by ons laaste oordeenking van ons Pinksterreeks hier by Uit die Woord Digitaal. Die afgelope week het die Here ons wonderlik toegerus vanuit die boek Handelinge en ons tema was hoop uit Handelinge. En ons het gekyk na die kosbare werk van die Heilige Gees in ons harte, in ons lewens, maar ook in die kerk van Jesus Christus. Baie dankie dat u elke dag by ons ingeskakel het. En my bede is dat die Here ook hierdie boodskappe sal gebruik om jou in die geloof te versterk en dat jou lewe hom elke dag net meer sal verheerlik. Nou vanmôre sluit ons af met ons laaste deel van hierdie reeks en mag vandag se boodskap ook vir jou tot baie groot seën wees. Voordat ons vanmôre uit die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam. Vader, dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om hierdie nuwe dag in u naam te kan begin. En ons prys u, want u is ons Vader, ons God en ons Koning, wat ons baie lief het, wat u Heilige Gees aan ons gegee het, om in ons harte te werk en die geloof in Jesus Christus daarin te bevestig. Dankie Here dat ons in hierdie Pinkstertyd die werk en die uitstorting van die Heilige Gees kan herdenk. Laat dit vir ons 'n baie geseënde tyd wees. Wil U ook vanmôre se boodskap in ons harte bevestig? Open ons harte en verlig ons verstand, dat hierdie boodskap ons sal aanraak en meer sal bemoedig om vir U te lewe en om getrou aan U te bly elke dag van ons lewe. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons saligmaker. Amen. Vriende, ons het die afgelope week stilgestaan by die boek van Handelinge en daar in die begin van die boek Handelinge het ons gesien hoe Jesus Christus net na sy hemelvaart vir sy disippels gesê het om te bly in Jerusalem en wag op die uitstorting van die Heilige Gees. Want hulle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom en hulle sal Jesus se getuies word. En nadat die Heilige Gees uitgestort is, daar in Handelinge hoofstuk 2, sien ons hoe die disippels met vrymoedigheid die strate van Jerusalem ingegaan het om die woord van God met almal te deel en vir almal van Jesus Christus te vertel. Deur die kragtige werk van die Heilige Gees het daar duisende mense tot bekering gekom en hulle aangesluit by Jesus Christus se kerk. Daar was 'n groot oproering in Jerusalem. Die volk het van die Christene gehou en hulle was aangetrek deur hierdie wonderlike evangelie boodskap van redding en verlossing. Maar die Joodse raad en die hoëpriester het niks hiervan gehou nie. Hulle het opdrag gegee dat hierdie Christene vervolg moes word. En uiteindelik lees ons dan ook, is daar een van hierdie navolgers van Jesus met die naam van Stefanus valslik beskuldig, voor die Joodse raad gesleep en met klippe doodgegooi. Daar het 'n grootskaalse vervolging losgebreek teen die kerk en teen alle Christene, sodat baie Christene gevlug het na verskillende dele van Israel, maar ook na Klein-Asië en Europa. En oral waar hulle gekom het, het hulle die evangelie met blymoedigheid verkondig. Hierdie vervolging het hulle nie teruggehou nie. Hulle het Jesus Christus nie afgesweer nie. Inteendeel, dit het hulle meer aangemoedig om te volhard in die geloof. En dit was alles die werk van die Heilige Gees. Een van hierdie vervolgers van die kerk, met die naam van Saulus, het ook op pad na Damaskus die Here Jesus Christus ontmoet. Iets wat hy nooit beplan het in sy lewe nie. Hy het briewe gehad van die hoëpriester om die Christene te laat vang en in tronke te laat gooi. Maar op pad na Damaskus
het die Here Jesus Christus uit die hemel sy lewe omstraal. En hy het die Here Jesus ontmoet en hy het tot bekering gekom. En vir 3 dae lank was hy blind en moes hulle hom met die hand lei en het hulle hom na Damaskus geneem en daar het hy gebly. Die Here het vir Ananias gestuur om vir hom te gaan bid en skil het van sy oë afgeval sodat hy weer kon sien. Maar Saulus, wat sy naam toe verander het na Paulus, is so kragtadig deur die Heilige Gees geïnspireer en gemotiveer. En sy hart het so warm vir Jesus geklop, dat hy nie kon stil bly oor wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het nie. En nou gaan ons vanmôre saam lees in die woord van die Here gebeure wat net hierna plaasvind. En dit is uit Handelinge hoofstuk 9. Ons gaan lees vers 19 en vers 20. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Net tot sover. Ons sien in hierdie gedeelte, broeder en suster, hoe Paulus direk na sy bekering dadelik begin leer het dat Jesus Christus die Seun van God is. En dit is natuurlik deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat Paulus se lewe in besit geneem het. Dis die Heilige Gees wat hom vrymoedigheid gegee het om ewe skielik teen die Jode te preek, teen die Joodse raad, en om almal vanuit die skrifte te leer wie Jesus Christus was. Hy het getuig wat met hom gebeur het, daar op die pad na Damaskus. En hy het oral mense oortuig dat Jesus Christus die ware verlosser is, die Messias van die wêreld, wat so lankal verwag is. Paulus was eers 'n Fariseer, hy was deel van die Joodse godsdiens, hy was hoogs geleerd, hy het die Ou Testament baie goed geken, hy het 'n goeie redenasie vermoë gehad, en God het hierdie man se lewe omgedraai, deur die werk van die Heilige Gees, en hy het hom 'n baie groot werktuig gemaak in sy kerk en in sy koninkryk. Ja, Paulus se lewe sou nooit weer dieselfde wees, nadat die Heilige Gees kragtadig in sy lewe begin werk het nie. Direk na sy bekering, sien ons dan ook, dat hy dadelik in die sinagoges begin verkondig het, dat Jesus Christus die Seun van God is. Daar was onmiddellik vrug in sy lewe. Daar was reaksie. Hy wou onmiddellik vir Jesus lewe. Hy het begin om die woord te preek, die suiwer boodskap van redding deur Jesus Christus. Nou my liewe broeder en suster, as ons net na die lewe van Paulus kyk, sien ons watter geweldige groot impak hy op die kerk van Christus gehad het. Hy het 3 sendingreise onderneem. Hy het talle kerke geplant. Duisende mense het tot geloof in Jesus Christus gekom as gevolg van sy prediking. Hy het jong leraars opgelei. Hy het 12 briewe van die Nuwe Testament geskryf. En dit het vandag nog 'n impak op kerke en op gelowiges dwars oor die hele wêreld. Dit is wat kan gebeur daar waar die Heilige Gees werk. Nou ek en jy moet ook ons eie lewe ondersoek. En ons moet gaan seker maak, daar is vrug dra in ons lewe vir Jesus. As ek en jy bely dat Jesus Christus ons Here is, dan moet mense dit kan sien in jou goeie werke en hulle moet dit kan hoor deur jou getuienis. In een van Paulus se eie briewe, daar in Galasiërs hoofstuk 5, vers 16, skryf hy onder andere: wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Jy moet deur die Heilige Gees lewe. En wanneer die Gees in jou lewe werksaam is, gaan daar vrug dra wees. En sien ons, Paulus skryf dan ook in Galasiërs 5 vers 22,
wat daardie vrug dra is. Die vrug van die Gees is liefde. Jou lewe moet gekenmerk word deur liefde, want jy het Jesus Christus se ware liefde leer ken en dit oorspoel jou hele lewe. Die vrug van die Gees is liefde in die eerste plek, daarna blydskap. Jou lewe loop oor van blydskap, omdat Jesus jou Here is, omdat jou lewe verander is, omdat jy uit die sonde uitgeruk is. Ja, jou lewe moet ook 'n kenmerk hê van nederigheid. Dis nog 'n vrug van die Gees. Nederigheid is so 'n belangrike eienskap wat pas by kinders van die Here se lewe. Dan moet ek en jy ook goedhartigheid in ons lewe hê. Ons moet omgee vir ander. Want Jesus het hierdie klipharde sondige hart uit ons lewe uitgeneem deur sy Heilige Gees en ons hart van vlees gegee, wat warm klop vir God en vir ons Heiland Jesus Christus, maar ook warm klop vir mense van die wêreld. En daarom moet ons goedhartig wees. Daar moet goedheid in ons lewe wees. Ons moet omgee vir mense van die wêreld, maar ook vir mekaar as Christene. Die vrug van die Gees is so 'n belangrike deel, wat deel van jou lewe moet wees, broeder en suster. En as ons die vrug van die Gees dra, daar's 9 van hulle, gaan lees gerus daar in Galasiërs 5 vers 22. Wanneer ons die vrug van die Gees dra, is dit 'n kenmerk daarvan dat Jesus Christus die Here van ons lewe is en dat die Heilige Gees werksaam in ons is en ons is besig om te lewe in gehoorsaamheid aan die Here se woord. Hier in Pinkstertyd loof en prys ons hemelse Vader vir sy seun Jesus Christus se volmaakte offerwerk en versoeningswerk wat hy vir ons kom doen het. Maar ons dank hom ook vir die uitstorting van die Heilige Gees wat werksaam is in kinders van die Here se lewe, wat ons lewe kom verander en vernuwe, wat ons inspireer, wat ons warm maak in die geloof, sodat ons kan vrug dra vir die Here tot eer. Maar ons prys hom ook dat hy werksaam is in die Here se kerk en dat hy in kerke gelowiges bymekaar trek sodat hy hulle kan toerus en kan uitstuur in hierdie wêreld in om gelowiges vir hom te wees en getuies vir hom te wees. My broeder en suster, my bede is dat die Here ook in hierdie Pinkstertyd jou lewe sal vernuwe en sal bekragtig en jou nader na Jesus toe sal lei, sodat jou lewe hom sal verheerlik, dat jy meer en meer in gehoorsaamheid sal lewe tot sy eer en dat God op 'n kragtadige wyse deur die Heilige Gees ook in jou lewe sal werk. Kom ek en jy gaan dra vrug vir hom, ons lewe deur die Gees, ons skei ons af van die sondige dinge van die wêreld en ons loop in die voetspore van Jesus, ons voorbeeld, en ons lewe elke dag tot sy eer. Mag vandag se boodskap ook vir jou tot seën wees en ek glo en vertrou dat die Heilige Gees jou sal bemoedig om altyd aan Jesus getrou te bly. Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, baie dankie vir u hand van seën, liefde en genade oor elkeen van ons en Here dat u ook die afgelope week vir ons gelei het deur u woord. Dankie vir die Heilige Gees wat u uitgestort het, wat wonderlik in ons lewens en in u kerk werk. Here, ons wil graag lewe vir Jesus. Ons wil goeie werke doen vir Jesus. Ons wil die vrug van die Gees dra vir Jesus. Help ons om dit te kan doen. Bevestig u woord in ons harte tot geloofsversterking en ons prys u Here as ons God en ons koning. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons wil graag vir u uitnooi om aan te sluit by ons Pinkster Sondag erediens môreoggend, waar ons oor die uitstorting van die Heilige Gees gaan praat en waar ons saam die uitstorting van die Gees gaan herdenk. En jy is baie welkom om by ons aan te sluit by ons Pinkster Sondag erediens môreoggend. 'n Baie geseënde dag vir u en mag die Here u vul met sy vrede en liefde. Mooi bly.